Nou vir die wat ek nog nie gegroet het nie, baie welkom. Ons is dankbaar vir elkeen wat hier is en mag die Here ook vanaand vir u seën ook met die woord. Ons dierbare hemelse Vader, Here, u is die een wat hierdie aand moontlik maak. U is die een wat voorsien. U is die begin en die einde van alles. En Here, u is ook die een wat 'n afspraak met elkeen van ons hierso het. En ons wil u loof en prys, Here, vir u goedheid en u guns. En dankie dat ons kan kom. En Here, dat ons hierdie aand kan geniet, met mekaar kan gesels, met vriende kan gesels, ou vriende kan raakloop en ook met hulle gesels. En Here, dat ons ook u ontmoet in hierdie aand. Ons kom bid en vra, Here, dat u ook hierdie aand vir u rekening sal vat, en dat u ook so met Stefan sal wees, en seën hom ook die woorde, en dat u vereer en verheerlik sal word. Amen. En Stefans, dis hoekom ek het nou aan jou gaan oorgee, en vir jou gee, en dan vertel jy vir ons van daardie hoop, wat die Here ook vir jou gedoen het. En mag die Here vir jou seën en baie sterkte. Daar sê. So, kom ons begin by die ashoop gedeelte, toe hy die dominee gekry het, hy met 'n ashoop het, toe hy uiteraard die ou gaan soek met die slegste CV, onder die son, van skool drop-out tot moordenaar, bandiet, dwelmsmokkelaar, hy het gesê, wag, daar is die ashoop. En ek wil graag met 'n baie snaakse vers begin, een wat ek nie somme hoor as ek in 'n kerk sit en iemand kom lewer sy getuienis nie, en dis in Lukas 16, en net om vir julle agtergrond te gee, dit is die gelykenis van Lazarus en die ryk man, en ons almal ken die eerste stukkie, maar daar's 'n stukkie wat eintlik baie kosbaar is, waar Lazarus vir Abraham vra, en hy sê daarso, ek wil net soek, sorry, my bril is nou nie, toe sê die ryk man, asseblief Vader Abraham, stuur hom na my pa se huis toe, want ek het 5 broers, en ek wil hê, hy moet hulle waarsku teen hierdie plek van pyniging, dis natuurlik die hel, sodat hulle nie hier beland wanneer hulle sterf nie. Maar Abraham het gesê, hulle het Moses en die profete om hulle te waarsku. Jou broers kan hulle geskrifte enige tyd lees wanneer hulle wil. Dis die Bybel vandag. Die ryk man het geantwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gestuur word, sal hulle tot inkeer kom. En Dominee het gedink, okay, as hy nie iemand uit die dode uit kan kry nie, dan moet hy iemand kry, net voordat ek by die kerk gestop het, toe moes ek gou hier by 'n polisiestasie stop, en toestemming kry om vanaand by julle te kuier. En as ek hier klaar is, het ek nog 'n stempel nodig, net om te bewys dat ek my werk gedoen het en huis toe mag gaan. So dis my getuieskrif. So my naam is Stefan Skutse, ek was 5 jaar oud gewees, toe het my ma vir my geld gegee om lekkers te koop. Ek onthou, ek het so jare wat terug, toe is die plek nie so lank as wat ek gedink, maar ek onthou, ek het in die straat afgeloop, en daai tyd, toe het ek gekoop Fireballs en Knickerballs. Die Fireballs was vir my en my 2 oudste sissies, want dit het verskriklik gebrand, en dan sit jy hom in jou mond, en dan kyk jy hoe lank kan jy hom inhou, voordat jy hom uithaal, en jy wat hom die langste hou en wen. En vir my klein sissie, sy 6 jaar jonger as ek, het ons Knickerballs gekoop. En toe ek terugkom, toe's my ma weg. My ma het my nooit gegroet nie. My ma het my nooit gesoen nie. Sy het net geloop. As 'n seun wat 5 is, soek jy die fout hier binne jou. Jy dink jy was stout geweest, jy wonder wat het jy gedoen. Ergens is iets fout met my. My pa het in die tronk gewerk, en as jy enigiets op TV gekyk het, wat is dit, daai prison break, dan weet jy ou wat in die tronk gewerk het baie tattoos. En my pa was 'n volskaalse alkoholist, so as hy by die huis gekom het, dan het hy kos gemaak, en as hy klaar kos gemaak het, dan het ons so om die blok gejaag, want julle weet, kinders met die energie uithardloop, anders te plale, ouers weet, en dan het my pa die bottel oopgemaak, en my pa het nie ophou drink nie, voordat hy daai bottel leeg gedrink het. En nou die lekkerste ding van 'n alkoholist, 'n volskaalse alkoholist, met tatoeëermerke, dis jou inkleerboek. As my pa dronk is en hy lê daar kalbo lyf, dan het ek 'n koukie pen gevat en dan het ek daai tattoos ingekleer. En wat dit nog lekkerder maak van 'n dronk persoon, as jy sy arm hier wil inkleer, dan kan jy hom net buig. Hy buig net saam.
En nou die kinders sal nie weet nie, maar jare terug 'n koutjie pen raak droog. Jy moet hom soms so op jou tong nat maak en dan moet jy verre inkleer. En my pa was rehabs in en uit. En niks kon hom verander nie. En ongelukkig toe ek een middag by die huis kom, toe was daar 2 tannies gewees en hulle toe vir ons gesê dat ons gaan na huis toe met baie maatjies en speelgoed. En ek onthou toe ons gery het, toe my pa nog, hy het net 2 goed gedrink, Klipdrift van Rietsela. Toe het hy die bottel drank in sy hand. En ek het nogal gedink, Jessie, as hy ons lief genoeg het, kon ons bly. En ek's na Wimberg kinderreis toe. Die eerste dag in die kinderreis het ek beklei. En ek het my hele lewe nooit ophou beklei nie. Ek het geleer, jy slaan eerste, jy slaan om seer te maak, en as jy val, dan staan jy op. Dit is die manier hoe ek geleer het. En as jy in 'n kinderhuis is, dan wonder jy met hierdie wêreld, met sy wye mense, almal, hoe sleg moet jy wees, dat jou ma mans bo jou verkies, en jou pa drank liewer het as vir jou. En die aand as jy slaap, dan hou jy jou kussing vas, want dit is al wat jy het, is jou kussing. As jy in kinderhuis is en jy huil, dan slaan die ouer seuns jou. En dan gebeur nog ander dinge met jou. My 4, my 2de jaar, ek het totaal belangstelling in die lewe verloor, ek het gedruip. En ek is aangeneem, ek het by my ma gaan bly. En die eerste dag, in my ma se huis, het ek weer beklei, en ek het al geleer hoe werk het met 'n nuwe seun. Hulle moet hom slaan, want hulle moet voel, hoe voel dit om iemand te slaan, wat nie ouers het nie. Hulle moet voel, hoe voel dit om met iemand te beklei, wat niks is nie. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy op die verkeerde plekke jou identiteit kry. Jou identiteit is net in God. As jy dit nie weet nie, gaan jy dit op ander plekke kry. Ek wil net so 'n bietjie in die geskiedenis teruggaan, ek raak nie aan politiek nie, ek wil net konteks gee. In my standaard 4 en 5 jaar, maar in val in standaard 6, het jy donderdag breinklere aangetrek, want Boetie wou border toe gaan. Ons het groot geword in 'n era van ons en hulle. Ons het groot geword dat teen ons skoolmure was daar pop-ups gewees met handgranate, landmyne en kleefmyne, want ons moes geweet het hoe lyk dit as die vyand ons aanval. En die vyand was hulle, so wat ek gedoen het op Vrydag en Saterdaande, ek het in die straat uitgegaan, en as ek 'n swart persoon sien, dan rand ek hom aan. Hy het niemand seer gemaak nie, hy het niks gesteel nie, hy het niks geroof nie. Ek het hom net geslaan, omdat ek seer binne het, en in daai tyd ek dit kon doen. Maar later was dit nie genoeg nie, en toe het ek uitgegaan, en Woensdag, Vrydag en Saterdag uitgegaan, en later, elke aand het ek uitgegaan, en iemand gesoek om aan te raak. Want ek weet nie van julle nie, maar in ons tyd, as jy beklei het, dan het jy 6 van die bestes gekry, maar buite die skool, dan is dit oké. En my naam actually is nie Stefans nie. My naam is Stefan. Die eerste dag wat ek Jan van der Westhuizen gesien het, nou, in ons tyd, as jy in die hoërskool kom, maar vra hulle nie vir jou of jy rappie speel nie, hulle vra vir jou wat se posisie jy speel. En Jan is in die Guinness World Book of Records vir die man wat die meeste punte in 'n rappie game aangeteken het. 88 punte. Daai tyd tel 3 punte, nie 5 punte nie, en julle kan uitwerk hoe baie is 88, man alleen. En ek stel myself voor as Stefan Kutsie, en hy sê vir my, jy's nie Stefan nie, dis nie 'n man se naam nie, jy's Stefans. En op daai oomblik, toe gee hy vir my identiteit. As jy die boek lees, Ongetemde hart, kan net 'n man aan 'n seun sy manlikheid gee. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy oorlog toe, en jou oorlog word 'n bende, of die grens. Hy was 'n leierfiguur gewees in die Israel visie. Ek sal later 'n bietjie oor dit ingaan, maar in kort werk dit so. Ons het op daai stadium geglo, ons is God se superras, ons is uitgekies en net ons kan die hemel toe gaan, en ons is uiteraard wit. Ons het geglo dat hulle is 'n modderras, en ons het geglo hulle mag nie oor jou regeer nie.
Ons het geglo, hulle afgodtempels mag nie in jou land wees nie. Ons het geglo, jy mag nie met hulle onderhandel nie, en op ons plaas het hulle nie eens gewerk nie. Waar normale kinders uitgegaan het en naweke sport deelgeneem het, het ek totaal ophardloop. Nou, as julle wiskunde doen, kan julle sien ek's 'n klein ouetjie. Toe ek vrygelaat word uit die tronk uit, het ek 55 kg geweeg. So julle kan dink op skool het dit so gewerk, as iemand my tackle bly ek lê. As die game klaar is, dan staan ek op. Ek het nie rappie gespeel nie, want ek het seer gekry, ek's 'n klein ouetjie. So ek het gehardloop. En ek het goed gehardloop, want klein ouetjies hardloop vinnig weg vir polisie. En my droom was om die Comrades te hardloop. Maar ek het ook gehardloop om te escape. Ek het gehardloop om te ontskuip van my verlede. Want as ek gewen het, dan het die mense misgekyk wie ek is. Nou in die kinderhuis het ons 3 rye gehad, maar die middelste ry was vir die kinderhuiskinders gewees. En as jy in die kinderhuis is, dan draai jy gewoonlik jou maatjie se trui van verlede jaar. Maar as jy wen en jy staan op die podium, gee die mense nie om dat jy kaalvoet het nie. Niemand gee om dat jou trui geskeur is, of dat jy jou das onder jou hemp insteek nie, want hy's eintlik stikkend nie. As jy wen, is jy iemand en jy's iets. En Jan het gemaak dat ek ophou hardloop, want ek het gevoel ek belong, ek het gevoel ek het deel van 'n familie geword. En daai familie is die boerevolk van Suid-Afrika. Daai familie is die Israel visie. En ongelukkig werk het so, as jy verkeerd kies, het dit gevolge. Daar was 'n plaasmoord gewees, en ons het besluit tot hiertoe en nie verder nie. Van nou af, vir elke liewe plaasmoord, gaan ons 'n bom plant. En in die bom wat ons geplant het, is daar 3 kinders dood. Ons het die dag uitgekies, 24 Desember, oor 2 redes. Die eerste rede is op 23 Desember 1985 het die ANC 'n bom geplant in Checkers en Ammons en Toti. En ons wil graag die bom gewreek het. Julle het ons doodgemaak, ons maak julle dood. En tweedens, die Israel visie glo nie in Jesus nie. Ons het ander bename. En hulle glo ook nie uiteraard in Kersfees nie. Hulle beskou dit as 'n heidense fees. En dan Kersfees word tradisioneel aangebied hierso van einde Oktober, begin November. So en ons het geweet dat as die mense die liedjies hoor, dan kan ons al by hulle spook. Ons kan al hulle die trauma weer en weer gee. En moontlik kan hulle nie glo nie. Moontlik kan hulle ophou in God glo. Wat niemand vir my geleer het nie, ons het geleer van Joppie Fourie en al hierdie boerehelde, is dat as jy oorlog voer, gaan daar kinders dood nie. Ek het die polisie gebel en gesê, ek sal myself oorgee, maar ek getuig teen niemand nie. Ek was net 2 dae in die hof, die maandag en die dinsdag ek is gevonnis dat ek 40 jaar van my menslike lewe in die tronk moet spandeer. In my eerste 4 jaar was ek in 11 tronke gewees. Ons het oranje tronkkaartjies en op jou tronkkaartjie dan staan jou naam, jou vonnis, jou misdade en aan die ander kant jou geloof, by myne het gestaan geen, en dan opmerkings en so in rooi het die bewaarders geskryf troublemaker. Want 'n klein ouetjie in die tronk moet homself bewys. En jy kan jou net op een manier bewys en dis met geweld. Dit beteken jy moet die ander persoon met 'n mes steek en jy moet seker maak jy steek hom goed, want as jy hom nie goed steek nie, dan kom hy terug. Ons sal later 'n bietjie aan dit raak, maar die tronk het bendes, basies 3, maar een van hulle is, ons word nie in 'n tronk ingedra nie, ons loop nie in nie. Ons word ingedra, hulle dra ons in die tronk in, want jy moet die ou steek, sodat die mense jou teenwoordigheid voel. Ek is later oorgeplaas na 'n tronkmoord in Appington, oorgeplaas Pretoria toe. En daar het my goed aangegaan, maar ek weet nie of dit nou 'n halfuur is nie, maar ek sal graag hier wil stop by die datum 10 Augustus 2007. Want
Ek wil nie in detail ingaan nie, want gewoonlik as jy jou getuienis leef en veral as jy op 'n ashoop is, kan jy nogal baie bad goed sit om die klem op jouself te sê. Ek het alles in die tronk gedoen wat verkeerd is. Ek het my hele lewe tot op 10 Augustus 2007 elke verkeuse verkeerd geneem. Alles wat jy in die son kan doen, het ek besluit, dit werk vir my. Maar ek wil graag daar staan, kan ons terugkom met dit as dit reg is met doen. Gedeelte, en die hoopgedeelte werk so, as jy in die tronke lewenslang vonnis uitdien, en iemand anders te dien 'n 5 jaar vonnis uit, is julle vonnis ewenslank. Want vir 'n lewenslank vat die vonnis soos hy omvat, en 'n ou met 5 jaar vir die vonnis soos hy omvat. Ek het nie 'n vrou nie, ek het nie kinders nie, ek het nie familie nie, ek kry nie besoek nie. 'n Ou van 5 jaar kry besoeke, hy het 'n vrou, hy het 'n kind. Sy bekommernis is net soveel soos myne. En die Christendom werk dit so, as Jesus Christus die middelpunt is, wat maak dat jy vandag hier sit, maak dit nie saak wat ons gedoen het nie. Ons is dieselfde. Op die oggend van 7 Augustus het ek nog dwelms gesmokkel. Dit is 'n vorm van inkomste gekry, ek het nie gereeld besoek gekry nie. En om eerlik te wees, ek was ook happy gewees met my bendebedrywighede. Ek het nooit in my lewe gedink dat ek gaan ophou dag gaan smokkel nie. Gewoonlik as iemand by my kom en hy sê vir my, hoor, ek het nou gedink ek gaan ophou rook, het ek gesê, dis swak vir besigheid, asseblief, kom ek gee vir jou 'n paar zolle aan, gaan rook jy en dan is jy môre weer terug. Want uiteraard as buiten dat dit kontant is, koop hulle shampoo en hulle seep vir Zol. Ek is 'n baie groot leser, en wat beteken, ek koop ook die boeke met Drax, en dan Drax het ook 'n manier dat jy beheer het oor mense. En net voor die oggend wil ek net gou stil staan, daar was so tannie gewees, wat in die tronk bedien het, met al hierdie wette van vandag, weet ek nie of ek haar naam mag noem nie, so as ek dit noem, vergeef my maar net tannie, haar naam is tannie Marie van Nieuwenhuizen. So oud tannie gewees. Ek het eendag die sielkundige gesien, in die tronk is dit verpligtend, as jy 'n lewenslang doen. En ek wag vir die sielkundige, en ek staan so met my hande teen die muur. As jy so staan, respek jy nie die persoon wat die muur moet skoonmaak, want jou skoene maak dit vuil. En sy sê vir my, Jesus het jou lief. En ek sê, tannie, ek glo nie in daai Christelike mos nie. En ek moet net sê, ek kom uit die Kaap uit die tronk uit, so my Afrikaans was baie suiwer wat ek daar gestel het. En sy sê vir my, Jesus het jou nog steeds lief. 'n Paar maande later het ek besoek, en sy gee vir my so klein boekie, Our Daily Bread, so 3 maande Bybelstukkie in Engels. En net om vir haar te wys hoeveel verafskuw ek in die Christen geloof het, gooi ek die boekie in die asblik, en ek toe vir haar gesê, tannie, ek en jy het mos nou al gesê, ek doen nie hierdie Christenskap nie. Die boek wat ek hier het, staan bekend as die boek vir herinneringe. Dit is ook die apartheidsbybel. Dit is die Bybel van die Israeliete, daar staan die apartheid van Jahwe. My medebeskuldiges het dit in die tronk geskryf. Dis van ons geglo het. Ons het geglo dat jy uitverkies is, en die eerste keer toe ek hierdie boek kry, toe twyfel ek of ek op die regte pad is. Eerstens is Paulus se boek uit die Bybel uitgehaal. Tweedens is oral waar heilig staan verander, en ek het op 'n paar goed afgekom op die boek wat my confused gemaak het, en een van hulle is, en verskoon my vir die dames en die kinders wat hier is, maar soms moet jy iets net reguit sê, hulle het die vers verander wat sê, elke man wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het hulle verander, elkeen wat na 'n vrou kyk, weet, pleeg verbastering. En toe vra ek vir hulle, so dit beteken as ek na 'n wit vrou kyk, mag ek haar begeer, maar as ek na 'n swart vrou kyk, sondig ek. En ek het toe net gesit en dink, as jy nie teologie geswat het nie, weet ek nie hoeveel mag jy het om die woord van God te verander nie. En ek het op daai stadium net vir hulle gesê, kyk, ek is baie confused. Ek het tyd nodig, en ek het nooit 'n tyd aan dit gekoppel nie, want ek het nie beplan om te bekeer nie.
Jesus het nie vir my gewerk nie. En ek het in daai stadium in die tronk, is jy verpligtend om sekere kursusse te doen, van English Management, Life Skills en so aan, en ek moes 3 kursusse doen, en een van hulle was Restorative Justice. En toe ek in die kursus kom, toe's daai tannie daar, daai irriterende tannie, toe sy daar, tannie Marie, en sy sê vir ons, vergifnis is op die Bybel baseer. So voordat ons begin, gaan ons bid, en as ons klaar is, gaan ons bid. Ek sê toe vir tannie, jy is my besig om my op te soek. Ek het vir jou gesê, ek en Jesus stap nie 'n pad nie. As julle bid, is ek buite. As julle klaar gebid het, kom ek in, en voordat julle bid, loop ek. En die tronk, voordat ons etes gee, dan bid die kerkbroers ook. Ek het altyd gesê, is goed as Jesus vir hulle werk, ek staan my kos te kry, so ek loop, vat my kos en ek gaan. En in die kursus, toe vertel sy vir ons van waaraf sy kom, en sy beskryf 'n huis. En toe steek ek my hand op, toe sê ek weet die huis wat jy beskryf, want ek was in dieselfde huis, en dis Wimberg Kinderhuis. En dit het gemaak dat ek 'n sag gevoel teenoor die tannie ontwikkel het. Om te sê, okay, ek glo nie wat jy glo nie, maar ons kom uit dieselfde kinderhuis uit. Dit beteken, jy's my sussie. Ons het een bloed, Wimberg Kinderhuis. En ek het toe begin aandag gee aan die klas. En sy het gesê, ons moet 'n appel teken met 8 wurms. Maar ek weet nie van jou nie, maar ek kan vir jou die 8 wurms tot voor daai dag in my lewe genoem het. My ma, my pa, ek kan vir jou 'n lang lysie gee. Ek onthou ons moes 'n lys maak, maar daai aand toe besef ek, in die lewe van Stefans Coetzee is daar net 1 wurm, en ek's die wurm. Dis nie wat met jou gebeur nie, dis hoe jy daarop reageer. Daar's baie mense wat swaarder as ek groot geword het, en nooit mense doodgemaak het, om ergens te belong nie. En ek het toe besluit, wag, ek gaan net so 'n bietjie aandag aan myself gee. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar 'n tronksel is vol graffiti. Graffiti is nou son op, son af, crime doesn't pay, ek weet nie wie dit geskryf nie, want hy betaal. Kyk net hoe werk die regering, werk regtig. Maar die een ding wat jy nie in die tronk verwag nie, is 'n Bybelvers. En ek gaan 'n boek weggee vir die persoon wat die Bybelvers reg kan quote. En onder my tronktralies het gestaan Jeremia 29 vers 11. En jy kan 2 boeke kry as jy vir my al die verse van vers 4 af kan quote. Na die tyd kan jy vir jou definitief 'n boek kom haal. Vergun my om dit vir julle te lees. Nou, ek wil net sê, as jy in die tronk is, en jy eet elke dag pap, oggend, middag, jy stort elke dag in koue water, en jy moet jou elke dag 'n mes hê, om jouself te beskerm, dan maak daai vers nie werklik sin nie. Ek meen, seriously, wat se toekoms het jy as jy 'n lifer is? Jy gaan môre weer pap eet, en jy gaan môre weer aangaan. Ek het die kerkbroers uitgekyk, hulle bid vir net, hulle sit saam met my. En toe ek die Bybel lees, toe begin ek by 29 en toe kom ek by vers 4 uit. Ek mag jou bril aansit, nee, dat is sy. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die bannelinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon, en plant tuine, en eet van die vrugte daarvan. Bou huise en woon, en plant tuine en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar, en moenie verminder nie. En soek die vrede van die stad, waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. En bid daarvoor tot die Here, want in vrede daarvan sal julle vrede hê.
nie in vrede buite die tronk nie, in die vrede daar. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarsês wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na die dromers vir wie julle laat droom het nie, want hulle profeteer julle vals in my naam, ek het hulle nie gestuur nie, so spreek ek die Here. So wat gebeur in die tronk? Elke nou en dan sê iemand vir jou, hulle gaan 'n amnestie gee, of jy dink jy gaan parol kry, maar hulle almal lieg. Jou vonnis is lewenslank, dit's 'n realiteit. Want so sê die Here, eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek ag gee en aan my goeie woord vervul na hierdie plek toe terugbring. Want ek weet wat ek gedagtenis gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtenis van vrede en nie van onheil nie, om vir julle hoop te gee. Toe ek dit lees, toe besef ek, die tronk is my huis. Ek's 'n gangster, my leer is baie dik. Ons het 'n CCM leer, 'n CMC leer, en alles wat jy verkeerd doen is daar. Elke keer wat ek iemand gesteek het, elke keer wat ek gesmokkel het, elke keer wat iemand aangedoen het, is in daai leer. En dan my tronkkaartjie sê dat my parooldatum is in 2038, werk gou uit, dis nog op pad. Ek moet vrede maak dat ek in die tronk doodgaan. Ek moet vrede maak dat ek in die tronk gaan oud word. En op daai dag het die tronk my huis geword. Daarna was die tronk maklik. Ek het toe begin om ons mure, ek het net vir julle gesê, die bandiete staan so, die mure swart onder met skoenmerke, en in die tronk teken jy nie jou naam nie, jy stoep hom met ink, so jy maak hom hier droog, of sommer daar, of op 'n muur. En ek het elke Vrydag die mure gewas. Ek het elke dag die vloere gewas. My vloere het geblink. Ek het voor 'n bord gegaan, wat aan ons seksie is, waarop ons vingerbord gespeel het. Ek het om 1 naweek dit ons seksie hoof weg is. Hy was 'n baie streng ou, gesteel, toe verf ek hom wit, en toe skryf ek daar op, change start hier, en toe hy maandag terugkom, toe is dit toe in die seksie. En nie bedoel, change start hier, die tronk nie, want seriously, kyk TV, ons almal gaan terug. Die meeste bandiete hou van dit. Change start here. If you want to change the world, verander yourself. Dis die enigste persoon wie ek moes verander vir myne. En ek het toe doelbewus my lewe begin verander, maar ek nog nie vir Jesus ontmoet nie. En Jesus het 'n groot sin vir humor, want elke keer as iemand 'n gesprek oor Jesus opbring, dan loop dit in 'n bekleierery uit. En as jy jou nie met die mond kan verdedig, dan doen jy dit met die vuist of 'n mes. En ek het 'n boek gelees, maar daai dag het ek nie 'n boek nie, en so ek het so 'n paar maande terug by 'n ander oue boek gelees, en die boek se was The Fifth Mountain, geskryf deur Pablo Coelho. En toe ek die boek begin lees, toe gaan dit oor die profeet Elia, wat worstel met die Here. En op bladsy 218 gee ek my hart vir die Here. Ek het daai einste oggend nog dwelms gesmokkel. Ek het in my sel nog dwelms. En ek maak vrede met God. Ek het vir God 'n brief geskryf, en ek het toe vir hom gesê dat hy teen my gesondig het. Hy het my ma van my weggevat. Ek het gehoop, daar's herinneringe waar ek kon droom dat my ma my vashou. Vir my slaaptyd stories lees. Dis nie lekker vir 'n seentjie as jy sien hoe ander kinders se ma's hulle by die skool afgee en niks vir jou nie. Ek wou gehad het my pa moes ophou drink. Ek het gebid dat my pa moes ophou drink. Toe ek in die kinderhuis was, het ek gebid vir my ouers. So ek het gevoel, God het teen my gesondig. Vandag weet ek hy het nie, maar dis hoe ek daai dag gevoel het. En toe maak ek 'n lysie van my sondes, en uiteraard kan julle dink dat ek het 'n lang lys gehad. En nadat ek my hart vir die Here gegee het, toe moes ek myself konfront met die boek. Alles wat ek weet van geloof is gebaseer op haat en rasisme, soos ek geleer is.
En ek moes 'n vraag aan myself vra. Die Bybel sê vir ons in Matteus 28, vers 19 en 20, gaan maak disippels van alle nasies. Alle nasies. Nie al die wit nasies nie, alle nasies. En die vraag wat ek vir myself gevra het is, as ek vanaand doodgaan, gaan daar 'n swart persoon in die hemel wees? Gaan daar 'n bordjie wees wat sê slegs blankes, whites only? Want as dit nie daar is nie, het ek gesondig teenoor God, mens en teen myself. Ek net besef, God is God. Ek kan nie na ons omkies nie. Ek het vrede gemaak, ek het nie meer die boek nie, ek het my lewe verander. En toe het ek nie 'n Bybel nie. Die ou soos ek nou staan aan my linkerkant was Eugene Kok. Ek het toe na hom toe gegaan, ek het toe gesê, hoor Eugene, ek soek die Bybel, en hy gee toe vir my Gideons Bybel. En ek begin dit lees, en julle weet die maklikste boek in die Bybel is Matteus. Totdat jy by Matteus 5 kom. Matteus 5 vers 23 en 24 sê, as jy jou offer na die altaar vat, en dit val jou by dat jy iets teen jou broer het, jou broer iets teen jou het, laat staan jou offer, maak vrede. Nie ek teen hom nie, hy teen my. En toe het ek dit lees, toe besef ek, voordat ek vanaand bid, is daar mense wat my haat. Daar's mense wat my haat oor my misdaad. Is goed wat ek in die tronk gedoen het. En ek het toe besluit om op 'n versoeningsmissie te gaan. Daar's nie 'n ander woord om dit te gaan nie. Ek wil gaan sê ek's jammer. Maar hoe lyk jammer? Die ma aan wie ek jammer sê, het nooit haar dogter in 'n kerk gesien nie. Pa het nooit sy dogter ingevat nie. Dis 'n meisiekind wat in die somer langhou hemde moet dra want sy het skaars en die seun spot haar. Dis 'n seun wat nie sokker kan speel nie. Dis 'n ma wat op 'n Sondag 'n tafel dek en haar korte bord want ek die kind doodgemaak. Dis die dokters wat nie al die lewens kon red nie. Dis die mense wat in die winkelsentrums gewerk het terwyl jy die bom afgegaan het. En as hulle 'n kar verbygaan en hy backfire. Dis die gemeenskap wat weer rasse konflik opgebring het. Dis hoe dit lyk. Hoe lyk jammer vir hulle? En die ander vraag is, as ek nou gaan en ek sê ek's jammer, is dit regverdig om vergifnis te vra? Ek is nou reg, ek wil my lewe aangaan. Wat van hulle? En die tronk het gesê, hulle koop nie in die dinge nie. Ek het vir julle gesê, ek was in 11 tronk in 4 jaar, dwelms gesmokkel, bendebedrywighede, en hier skryf ek 'n brief vir die tronk, dat ek wil graag my lewe verander en gaan sê jammer. Hulle gesê, gaan nie werk nie, stras nie die ou nie. Hulle het toe gesê, dat as die victims my wil sien, moet hulle hierna toe kom. En dis 'n proses. En toe gaan ek 'n stap verder, ek sê my staan in 9 jaar tronk toe, en toe doen ek aansoek om my matriek in die tronk te voltooi. En jy kan dink wat is die hoofse ding, yes, hierdie blou baadjie is besig met 'n skelm. Wat is op sy kop? En dan sê hulle vir jou, Stefanus, jy besef, jy's 'n lifer. Jy gaan nooit in jou lewe matriek aan gebruik nie. Toe sê ek wil dit vir myself doen. Ek het later gegraduate met rekenaars met 5 onderskeidings. Dit het bewys dat ek nooit op skool dom was nie, net lui was. En die tyd wat ek moes graduate, toe ek by my victims, die eerste groep mense wat my gesien het met 'n trein afgekom. En almal het my vergewe. Ek weet nie hoekom nie. Want ek sou nie dieselfde gedoen het nie. Ek het vandag geseën, en ek wil nie eens dink wat sal gebeur as rolle omgeruil was nie. Ek sal woester toe, ek het nog 6 VOD's gehad. Dis met die families wat skade het. Dis met mense wat nie het nie. Die laaste groep mense wat ek gesien het is 1000 mense. Onthou, 'n bom is 'n publieke daad. En een van die vrouens sê, I hate you, and I hate you with a passion. En weet julle wat? Sy het my nie verbaas nie. Sy het niks gesê wat ek nie reeds geweet het nie. Inteendeel, my ma het my gehaat. Dis kom sy man sy hele lewe lank bo my verkies het. My pa het my gehaat. Dis kom hy eers drank gedrink het, voordat hy tyd met my spandeer. En ek het myself gehaat. Dis kom ek mense doodgemaak het, om aanvaarding te kry.
Ek is terug Pretoria toe. 2 jaar later, vra gevangene, weet julle wie's Daniel Coetzee? Ek sê, ja, is ek. Hulle sê, hy moet voor die paroolraad verskyn. Nou op daai stadium werk my paroolraad so, ek gaan en ek teken 'n vormpie, hulle gee vir my 'n datum oor 2 jaar, kom oor 2 jaar en ek vul hom uit, want ek kan nie huis toe gaan nie. In 2007, toe die regering 'n politieke amnestie aangekondig, ons moes aansoek doen, my naam was op die lys gewees, en toe het president Zuma president word, was my hofsaak sy eerste hofsaak gewees, en daar's besluit dat die president het nie die mag om ons vry te laat nie. Hoe gaan 'n paroolraad dit doen? Is menslik onmoontlik. Vandat ek bekeer het tot daai stadium is 8 jaar. 8 jaar wat ek nie gebid het vir vrylating nie. Ek het geweet dat God gaan my vrylaat nie 'n dag vroeër as wat in sy wil is nie. Maar ek gaan nie 'n dag langer bly wat in sy wil is nie. Al waarvoor ek gebid het, is laat ek sy doodgaan. Dis al wat ek wil hê. Want in die tronk is so abnormaal. En ek was vir meer as 15 jaar van my menslike lewe 23 uur in 'n enkel sel toegesluit. Hoe weet jy wat is normaal? Aan wat meet jy dit? En dis al wat ek wil hê. Dis op 8 Desember 2014. Daai oggend lees ek in my Bybel dagboek wat gaan oor Stefanus en hy sê Vader vergeef hulle. En dit voel net half of die Here iets wil sê. Die tronk stel my in kennis dat hulle my na 'n ander tronk toe gaan oorplaas sodat ek 'n regverdige verhoor kan kry. Want uiteraard ken die bewaarders my, die parooloffisiere ken my, dus menslik onmoontlik dat ek 'n regverdige verhoor hier kan kry. En ek het net besluit, wat ook al hulle besluit, ek het my vrede in die Here gesit. En hulle stel my toe in kennis dat my slagoffers gaan die sitting bywoon, en spesifiek die vrou wat gesê het, I hate you with a passion. Die oggend wat ek die paroolraad moes sien, het in die tronk toegesluit, en my beste vriend is saam met my, en toe hy hoor, sy is hier, toe kon julle dink wat hulle gaan sê, Stefans gaan nie parool kry nie. En dis oké. En dis oké. 'n Paroolsitting werk so, hulle lees jou misdaad vir jou af. Daar's mense van die gemeenskap, polisie, regters, of landdroste, en daar word 'n besluit geneem, en die gevangene het 'n geleentheid om te sê, hoekom hy vrygelaat moet word. En sedert 8 Desember, het ek aan redes probeer dink, hoekom ek vrygelaat moet word, maar ek kon aan geen positiewe rede dink nie. Want tot op daai stadium in my lewe het ek nog nooit vir enige iemand enige goeie daad gedoen nie. Daar's niemand, nie in die tronk, nie buite, wat kan sê, hierdie man was goed vir my nie. Niemand nie. My hele lewe op papier getuig dat ek in die tronk moet bly. En daai vrou wat gesê het, I hate you with a passion, vra die paroolraad om my 'n tweede kans in die lewe te gee. 2007 is daar gesê ek kan nie vrygelaat word nie. 8 jaar later vra 'n vrou wat gesê het sy haat my met 'n passie dat ek vrygelaat moes word. Dis genade. Ek het net nou vir julle gesê dat as ek in 'n dorp kom, dan moet ek 'n brief kry met 'n stempel op wat hier by die polisiestasie geteken is. En ek gaan net gou hierdie so sit. Miskien met die dominee en fout terwyl ek praat, as ek jou aan die werk mag steek. Ons het net nou uitgevind, hy weet ook hoe werk dit. En in daai stadium moes ek iets uitvind van God, want ek verstaan nie genade nie. Ek weet wat is hongerte, ek weet wat is koue, ek weet wat is bendegeweld, ek weet wat is geweld, maar ek weet nie wat is liefde nie. Die eerste keer wat iemand op my verjaarsdag vir my gesing het, toe was ek 38. Niemand het ooit vir my op my birthday gesing nie. En ek was so bang dat as ek vrygelaat gaan word, gaan mense my herken. Want
Ons sê altyd die honde ruik 'n bandiet uit en jy kan enige bewaarder vra, hulle weet presies hoe ons ruik. Ek het geglo vry mense doen dit ook. En toe 'n gevangene vir my 'n papier gevat en hy het vir my hierdie storie vertel. Hy het gesê daar was enige fasiliteerder, ek gaan ook sy naam noem, en ek sê dit met groot respek, ek weet daar's baie wette deesdae, Neville Gray het een van die grootste invloede in my lewe gehad in die tronk. Hy het vir ons gesê dat as jy doodgaan, gaan jy eendag in die hemel kom en 'n klomp gevangenes het en 'n kursus bygewoon, mind power om te leer hoe om jou mind te gebruik, nie goed is beweeg nie, net om te keuses te maak. En hy het gesê daar was 'n aardbewing gewees en toe gaan almal dood. En toe ek so loop, toe sien ek almal net so wit papiertjie in hulle hand en as julle mooi kyk het julle elkeen ene. En uiteraard omdat ek 'n bendelid is en 'n aktief in die nommerbedryf is, toe voel ek nie, ek het nie so een nie. Ek gaan toe na Neville toe en ek sê toe vir hom, Neville, jy het my altyd hierdie weg vertel, maar ek gaan dit nie maak nie. Kan jy nie vir my 'n klein stukkie van joune gee nie? En toe gee hy vir my so 'n klein stukkie. En soos ek loop, toe kyk ek, maar syne is groot en myne is klein. Ek sê toe vir Neville, nee, jong, lewe werk is so nie, jong. Kyk hierso, jy groot en kleintjie, jy sê altyd vir ons is een. En hy sê, ek gaan vir jou nog 'n stukkie gee. En hy gee toe vir my nog so 'n stukkie. En nou loop ons op pad hemel toe en soos ons so gaan, sit en dink ek alles wat ek verkeerd gedoen het. Al die daks, almal wat ek seer gemaak het. Ag, ook die kere wat ek vir die bewaarders gelieg het en toe begin my gewete my plan. Ek sê toe vir hom, Neville, jy weet wat, nee, ek dink nie ek het 'n goeie lewe gehad nie. Ek dink, jy moet maar vir my nog so 'n stukkie gee en hy gee toe vir my nog so 'n stukkie. En uiteraard, omdat ek 'n blou baadjie is iemand wat lank in die tronk is, ons ken al die skelms van die tronk, en ons weet presies wat gaan in die tronk gebeur, want ons kan dit voorspel. Toe hardloop ek voor in die lyn in, sodat ek voor hom daar kan wees, en toe staan ek so voor Abraham, en ek sê toe vir hom, ek was nou net in 'n klas waar ek van die Bybel geleer het. Terwyl ek van die Bybel leer, was daar 'n groot aardbewing, en toe gaan ons dood, en myne het onder 'n klip geval. En toe ek hom uittrek, toe skeer hy in 3 stukkies en die ander stukkie kort. Dis mos maar nou wat 'n blou baadjie doen. Jy lieg en jy's so naby aan die waarheid, dan glo almal jou. En Abraham sê vir hom, jy moenie worry nie, elkeen vertel vir jou 'n storie. En hy maak myne toe so oop. Ek sal net nou, ek dink die persoon wat die boek kry, kan so lank vorentoe kom, maar kan hy vir ons sê wat hierso staan? Weet jy wat daar staan? Is jy in die gemeente? Dan moet jy kom lees wat hierso staan. Is jy 'n gelowige? Maar jy kan nou kom lees vir die ander mense, dan gaan ek sommer jou boek ook vir jou gee. Daar staan hel. Dis inderdaad, daar staan hel. Hier is die boek vir jou, baie dankie vir jou. Julle kan hom, ek beloof, ek sal dit so los, daar staan regtig hel. En daai een is 'n kruis. En daai dag het ek geleer dat as jy jou hart vir die Here gee en jy volg hom nie met jou hele hart nie en jy glo nie in wat hy sê nie, gaan jy hel toe. Die ou wat aan die kruis was, het geglo dat as hy doodgaan en al doen hy niks reg nie. Hy het nie 'n tweede kans nie. Hy het in Jesus geglo en hy het geglo God gaan hom red. Dis nie wat jy doen wat jou hemel toe vat nie. Dis in wie jy glo. Ons lees van Josef in die Bybel, 'n baie vreemde vers, en as jy in die tronk is, hou jy nie van die vers nie. Josef sit in die tronk, en dan staan daar, en hy was suksesvol. Like seriously, hy sit in die tronk, dien 'n vonnis uit, en hy is suksesvol. Kon die Here nie meer skerper gewees het nie. En as jy buite is, en jy lees die vers, dan besef jy, Josef het geweet, hy is 'n sukses, want hy het geweet, hy behoort aan God. Elkeen van ons het net een hoop, en daai hoop bepaal ons toekoms, en dit is Jesus Christus.
As dit die middelpunt van jou lewe is dit al wat saak maak. En toe ek die kruis oopmaak, want jy kan uiteraard dink dat as jy mense doodgemaak het, sukkel jy om aan die kruis te glo. Jy sukkel om te glo dat Jesus ook vir my kon lewe. Al was ek al persoon wat gesondig het, al persoon wat mense doodgemaak het, al persoon wat dwelms gesmokkel het Jesus nog steeds gesterf, net vir my. Want hy is net 'n goeie God. Julle kan dink, toe ek terugkom, toe sê die bewaarders vir my, dat ek 'n tweede kans in die lewe het. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as iemand 18 jaar, 6 maande in die tronk is en hulle sê vir my parool, wat dink julle is die eerste ding wat hy gaan doen? Hy gaan maar daai hek uithardloop. Hy kan nie wag nie. Ek het nog 7 dae in die tronk gebly. Want ek het in die tronk groot geword, ek het in die tronk 'n man geword, en as 'n gangster is die tronk my huis. Jy kan nie net vir my sê gaan huis toe nie. Wat se huis? Ek was baie geseën dat die tronk gesê het ek kan in die oggend uitgaan, ons noem dit dagparool. Kan in die oggend huis toe gaan, 'n werk soek en so aan, en in die aand kan ek weer in die tronk slaap. Dis die beste ding wat ooit met my gebeur het, dat ek terwyl ek my voete buite vind, dat ek nog steeds bandiet bly. Die Sondag net voordat ek huis toe is, toe sê hulle vir my, Stefans, as jy nie môre huis toe gaan nie, moet jy jou vonnis klaarmaak. Ek wou nie in die tronk doodgaan nie, maar ek was bang vir vrylating. Die eerste dag wat ek in die tronk gekom het, en ons sê dit nie graag nie, het ek in my broek so bietjie gepiepie, want ek was bang. En jammer vir die vrouens laat mense dit sê, maar dis hoe dit is. Geen nie om hoe groot jy is nie. In die tronk word jy bang gesteek. Groot mans word in die tronk gebreek. Maar die dag wat hulle vir my gesê het ek gaan huis toe, ek was nog nooit in my lewe so bang soos daai dag nie. Want hoe lyk 'n huis? 'n Vriend van my wat in die tronk was, het na my ma toe gegaan en sy het vir my ma gesê ek kan huis toe gaan. Maar ek het verblyf nodig. Maar jy sien, my ma het nooit vir mense gesê sy het 'n seun nie. Hoe kan ek na haar toe gaan? Ek onthou die eerste dag wat ek in my ma se huis ingestap het ek deur die huis geloop en ek het gekyk of my ma iets van my het. Ek het foto's gesien van my sussie. Ek het foto's gesien van hulle kleinkinders, maar daar was niks van my nie. Dit was asof my ma my uit haar lewe uitgesny het. En ek het my ma se voete gewas en ek het vir haar gesê, soos mense my vergeef het, vergeef ek jou. Ek weet nie wat het gebeur dat jy jou keuse gemaak het nie. Ek net my ma het gekies om nie 'n seun te hê nie. En dis goed. Julle kan uitdink, die eerste ding, baie mense wil gaan eet, die eerste ding wat ek wou doen, nou dit my gevra is, ek wou net kinders oorlag, en dis wonderlik om die kinders hier te sien. Want as jy in die tronk is, gaan jy vir 18 jaar nooit 'n blommetjie sien nie. Jy kan hom nie pluk nie, en jy kan hom nie ruik nie. Jy kan nie 'n boom sien en aan hom vat nie, en jy kan nie 'n kind oorlag nie. Nou die ouers weet, so deur die dag dan raak hulle volume nogal baie, partykeer is dit irriterend. Maar dit mis jy as jy in die tronk is. Die eerste ding wat ek vir myself gekoop het, was gordyne, sodat niemand kan sien ek het niks nie. Want as hulle deur jou huis kyk en hulle sien jy het niks nie, is dit een van twee dinge. Of jy kuier in die ponsop, of jy kom uit die tronk uit, want almal het iets. Ek het elke dag geloop, want ek het nie 'n kar gehad nie, inteendeel, ek kon op daai stadium glad nie kar gery het nie. En ek moet net sê, die jonger geslag gaan dit nou nie weet nie, maar toe ek tronk toe gaan, toe die ding nie bestaan nie. Die moeilikste ding om aanpassing was, en dis gewoonlik waar mense uitgevind het, iets is fout met my, want hulle vra stuur 'n WhatsApp, wat? Of hulle verduidelik vir my, jy kan iets op 'n wall skryf, en dan kan almal sien wat jy geskryf het, en ek sit en dink, seriously, hier staan son op, son af, Boesa kan nie dit lees nie. Bill Clinton kan dit nie lees nie. Hoe kan hulle op Facebook sê, almal kan lees wat ek hier skryf? Ek verstaan dit nie. So Facebook was vir my verskriklik ingewikkeld. Instagram, ek is af van social media. Ek verstaan dit nie, dit is net te ingewikkeld. Maar daar was aande gewees wat ek op Facebook ingegaan het. En ek het gaan kyk
Hoe gaan dit met my vriende wat saam met my op skool was? Ek gesien hulle is getroud, gesien hulle het kinders, en daai aande het ek bitter geword teenoor God. Ek het kwaad geword dat ek so lank in die tronk was. Ek het kwaad geword dat hy beloof, hy gaan vir ons 'n verwagting gee en hy gee nie. Hy gaan vir ons 'n toekoms gee en hy gee nie. En daai aande het ek op die straat gaan slaap. Ek het op die N12 gebly. Oorkant was builders met 'n skool. En die rede hoekom ek daar gaan slaap het, terwyl ek in die tronk was, die meisies sal nie verstaan nie, maar man sê iets oor 'n kar en ek weet nie hoekom nie. My seuns weet, as daar 'n Lamborghini of wat ook al is, dan vat ek die vensters af en dan wys ek vir die ou flat hom dat ons net hoor hoe spin 'n engine. En omdat ek dit in die tronk gemis het, het ek vir die Here compromise gegaan. Ek het vir die Here gesê, ek wens ek kan net 'n kar se ligte sien. Ek hoef nie in hom te sit of te ruik of te voel nie. Ek wil hom net sien. En die aande as ek op die straat slaap en ek sien nie kaartligte, dan kry ek persepsie. Dit gaan nie oor waar jy in die lewe is nie. God is nie goed deur wat hy vir jou gee nie. God is nie goed deur wat hy vir jou doen nie. God is goed want dit is sy karakter en God is net goed. Die eerste keer as jy 'n werk kry en jy het lank gebid vir 'n werk, dan is jy dankbaar. 'n Paar jaar later dan kla jy. God het nie verander nie. Jy het verander. Uiteraard kan jy dink, hierdie een is nou net vir die manne. Ek weet nie wanneer laas jy vir jou vrou gesê het sy's mooi nie, maar jy moet vir haar sê elke vrou is mooi. Nadat ek vrygelaat word, het ek vir die eerste keer in 18 jaar 'n vrou gesien. Ek het in 'n winkelsentrum geloop en ek 'n vrou gesien. Ek gedink, "Wow, jy's mooi." En toe ek die raak so slaan, toe sien ek 'n ander vrou en ek dink, "Wow, jy's so mooi." En hulle ruik lekker. En as jou man lanklaas vir jou gesê het hy's mooi, stuur hom 'n bietjie enkelselle toe, laat hy net gaan persepsie kry. Ek het in 11 jaar nog nooit 'n lelike vrou gesien nie. Nooit nie. Hulle almal is mooi. Maar ek het nie een nie. As ek Sondag in die kerk sit, dan sit daar 'n vrou, 'n man en 'n kind. As ek moet 6:00 in die aand by my huis wees. Vrydag sluit ek my deur oop. Ek sluit hom Sondagoggend oop vir kerk. Na die tyd sluit ek hom toe. Niemand nie. Ek het geen foto, geen skildery, niks nie. En ek kon nie God se goedheid sien nie. Ek het baie kampe gedoen en op daai stadium toe is ek aan die ander kant van die dorp en ek het 'n meeting met mense en ek kanselleer die meeting en ek sê, "Jesus, ek gaan dit nie maak nie. Wat ook al julle besluit gaan ek doen." En nadat ek dit gesê het, besef ek, weet jy wat, die mense het moeite gedoen en ek sê, "Hoorie, ek gaan nou wees maak slaat." Maar ek sien 'n vrou. Nou die jonger geslag weet nie, maar daar was 'n liedjie gewees deur Prins. Prins het gesê, "You got to be the reason God created a woman." En toe ek my vrou sien, toe dink ek, "Heer, die Here het fyn gesny hierso." Sy hand was sag. En ek vra vir die waiter, "As sy nie 'n ring dra nie, kry jy 'n tip." En hy sê vir my, is myne en ek het vir hom gesê, "Bring net die bil vir my. Ek moet hierdie een invest." En op daai stadium het ek vir die eerste keer God uit sy goedheid gevaar. Nou julle kan uiteraard dink as 'n man wat in die tronk was vir 'n vrou daai gesprek moet hê, is dit nie 'n maklike gesprek nie. En my vrou het my in haar lewe vertrou. Die beste geskenk wat sy vir my gegee het. Ek sê altyd vir haar, sy's the beautiful one, want sy sag gesny. As jy wil gaan kyk op my Facebook, sy sag. En sy is getroud, los uit. En ek is the lucky one. En 'n jaar later, toe hou ek my seun vas. En die dag toe ek my seun vashou, toe besef ek, God se goedheid, wat hy in 'n tronksel beloof het. Ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed en net goed. My seun is absoluut perfek. Ek het vir my vrou gesê, sy kan nie borsvoed nie. Dan het sy 'n voordeel wat ek nie het nie. Ons moet vir hom titi gee. Ek wil in die aand opstaan, ek wil in die aand met hom loop. Ek wil 'n baie aktiewe pa word. En ek het pa weer geniet. En daar's 'n paar keer wat ek na my seun gekyk het, en op daai oomblik wat ek na hom kyk, dan wonder ek op watse stadium van my lewe het my ma na my gekyk en besef sy wil nie 'n seun hê nie.
net besef dat ek nie lyk soos wat sy wil hê nie. En ek moes haar oor en oor en oor vergewe. En ek het gedink, ek het dit gemaak in die lewe. Ek het gedink, ek het dit gemaak. Ek het 6 boeke agter my naam, ek skryf resensies, ek skryf 'n beeldrapport, huisgenoot Rooi Rose. En toe verskyn 'n opskrif, Bomplanter skryf resensie. Jessie, en dit breek my. Gewoonlik as ek na 'n kerk toe gaan, dan sê hulle Bomplanter of Witwolf besoek kerk, dis om voete te kry. As ek vir vrede loop, dan sê hulle die Witwolf loop vir vrede. As ek het saam met die EFF gebraai, hulle het ons gesê, hulle moet al die wit mense in die see jag, toe sê ek, voordat julle dit doen, kom ons sorteer dit net met 'n braai uit, en ons het pelle geword, en Witwolf braai saam met EFF. Hoekom pla hierdie my? En ek het toe besluit ek moet op 'n reis gaan met my verlede, want hierdie vergifnis is moeiliker as wat hy lyk. Ek kan vir julle praat oor vergifnis, maar om vanaand te gaan slaap, is moeilik. En dit voel kort of ek vir die Here iets moet doen, om sy guns te verwerk. Voel of ek dit moet doen, en dan elke keer herinner ek myself, dat dit nie nodig is nie. En ek wen die grootste prys moontlik in die boekwêreld, en dit is die smaakmakers, die jong geslag weet, as ek nie sou so mens ken nie, en ek wen 'n smaakwaker, dan doen ek iets reg. En my bakkie is stikkend, en ek loop terug, en dan moet ek met 'n taxi ry, en ek skwaad vir die Here. Ek sê vir hom, hier wen ek hierdie groot prys, ek het 'n invloed op mense, en ek moet loop. Soos Job het ons ook gekla. En dit voel vir my of die Here my herinner, dit gaan nie oor wat ek bereik in die lewe nie, dit gaan oor wie hy is. Hy is. Op Google Maps is my foto's meer as 17 miljoen views. Nee, dis 'n skande. Want dit gaan nie oor Jesus nie. Ongeag hoeveel views ek kry, die fokus het verskuif van God na myself. Ek wil 'n skrywer word. Ek wil my lede afskud. En as jy dit wil doen, vergeet jy soms waarvoor jy geroep is. En soos ek terugloop, sê God vir my, ek is jou fokus. Ek het die Here beloof dat as ek vrygelaat word, gaan ek my lewe so lewe, dat hulle God se goedheid kan sien. Want as God aan 'n bomplanter 'n tweede kans in die lewe kan gee, ek meen hierdie jong manne wat daar sit, as die God vir my 'n vrou kan gee, seriously, kry vir jou een, ek meen dit is die maklikste ding op aarde. Ek het 'n groep seuns wat by rassevoorvalle is bedien, en die een ouetjie vra vir my, en dit was regtig 'n kompliment. Hy vra vir my, oom, het jy jou vrou ontmoet voor die tronk? Ek sê nee, na die tronk. Hy sê dan is daar hoop vir my. Nou ja, as daar hoop vir jou ook, kry vir jou vrou beste geskenk uit. En ek gaan graag wil afsluit met hierdie gedagte. My eerste boek is Witwolf. En toe ek die boek geskryf het, was dit nie net om my lewensverhaal te deel nie. Ek het die boek geskryf om te praat oor die Witwolf in my, en ek kan vir julle ure vertel hoe sleg ek was. Maar wat van jou? Wie's die Witwolf in jou? Wie's die een persoon binne jou met wie jy gaan vrede maak? Hoe behandel jy mense op social media? Hoe behandel jy die kasregister dame? Hoe behandel jy die boemelaar? Ek weet as jy vir Dominee in Spar sien dan, hallo Dominee! Maar ek dink jy groet almal so nie. Is dit hoe ons Christene moet wees? Wie's die Witwolf in jou? Wie's die persoon wat moet leer lief hê? En my tweede boek is Onbeskryflike Genade. Sy titel moes eintlik gewees het om my siel parool te gee. Toe ek uitkom, toe ek besef daar's meer mense buite in die tronk as ons 100,000 in geboue. Daar's mense in tronk hier en daar's mense in 'n tronk hier. Ons is hier in 'n tronk deur goed wat mense vir ons gesê het. En soms is ons daai mense, en die meeste van die tyd glo ons dit.
Julle weet mos op 'n sekere ouderdom neem jy nie 'n foto van 'n vrou van hier af nie en van 'n man van hier af nie. Hoekom pla dit ons? Hoekom wil ons iemand anders te wees? Jy's 'n kind van God en dis genoeg. Jou hoop lê nie in social media nie. Jou hoop lê nie in jou eiendom en wat jy besit nie. Jou hoop lê nie eens in met wie jy getrou het nie. Jou enigste hoop is Jesus Christus, dat hy aan die kruis vir jou gesterf het. En tweedens hierso, ons moet leer mense vryspreek, en ek praat uit ondervinding uit, om voor mense te gaan sit, wie jy kwaad gemaak het om vergifnis te vra, om te sê ek's jammer, Koseman, maar net so teenoor jou seun. Die mans wat hy is, wanneer laas het jy jou seun opgetel, en vir hom gesê hoe lief is jy voel? Toe ek met my vrou trou, sy 2 ander seuns. En ek sê dit altyd, ek wil nooit hê my 2 ouer seuns moet dink dat ek net 1 seun gehad het nie. Ek het 3 seuns. Ek is vir al 3 ewe lief. Want die dag as hulle twyfel of ek hulle lief gehad het, was ek nooit beter as my ma nie. Jou vrou, jou gesin is die belangrikste, want jou bediening begin in die huis, in jou straat, en in 'n kerk. Ek het toegelaat dat die dominee vanaand rekord, normaalweg doen ek dit nie. Want COVID het vir ons geleer dat ons bediening op YouTube kan doen. Ek het nie 'n probleem nie, as dit 'n addisionele eenheid is nie. Maar Christene moet in 'n gebou mekaar kom, waar ons deel kan word van 'n familie. En ons noem daai familie kerk. En dan sluit ek af met hierdie gedagte. Ek het elke dag die tralies vasgehou en ek het geweet iemand gaan hom eendag oopsluit. Al is dit in die jaar 2038. Jou paroolsleutel lê in die Bybel. Jou paroolsleutel lê in Jesus Christus, want hy is jou hoop. Daar's 'n gedig in die tronk wat sê 'n gevangene het by 'n tralies uitgekyk en hy het 'n swaalkie gesien vlieg en hy het vir hom gesê: "Swaalkie, swaalkie, hoe voel dit om vry te wees?" Toe sê die swaalkie vir hom: "Jy stel my te leer want jy's 'n mens en net mense het die vermoë om te bid en net gebed kan jou vrysit." Ek wil julle graag seën voordat ek afsluit. Ek wil julle seën met liefde want my lewe het vir my geleer dat ons liefde nodig het om ergens te wees. As jy nie vir jou seun 'n pa is nie, gaan hy die pa vind in 'n bendelid, hy gaan die pa vind in verkeerde vriende en hy gaan die pa vind in 'n terroristebeweging. Jy is jou seun se eerste held. Jy is jou vrou se king en jy kan nie 'n king wees as sy nie elke dag soos 'n queen voel nie. Elke dag. Sy moet elke dag weet hoe spesiaal jy is. Dan wil ek julle graag seën met gesondheid. Een ding wat COVID vir ons geleer het is hoe belangrik dit is om gesond te wees, maar die gesondheid is nie net uiterlik, maar dis ook van binne af. As jy 18 jaar van jou lewe weggegooi het, mis jy die kostbare goed. Leef ten alle tye, droom groot. Leef voluit. As ek so net na die mansie kyk, kan wonder hoekom het die Here ons so verskillend gemaak. Waar is daai jong aantreklike ou wat ek en jy net nou gesien het? Tian. Hy het nou verdwyn. Maar as ek nou na hom kyk net, dan is hy sag op die oog. Weet, ek meen, hy het al die spiere op die regte plek. Hoekom kon ek nou nie soos hy gelyk het nie? Ek meen, like seriously, dan kon ek mos nou my telefoonnommer in die begin neergeskryf het. Maar die Here het ons verskillend gemaak, want toe hy ons geskape het, toe hy iets van homself aan elkeen van ons gee. As ek tyd met elkeen van julle spandeer, dan ontdek ek iets van God, wat ek net by jou kan kry. God het vir jou talente gegee. En daai talente is nie net om goed te hardloop en 'n rappie te speel nie. Daai talente is geestelik. Elkeen van ons het 'n pakkie, en daai pakkie is mense wat ons by die Here moet uitbring. Jy kan die grootste sportster word, as jy nie gedoen het wat Matteus gesê het nie, het jy jou talent gemis. As jou talent nie 'n aanwinst vir die koninkryk is nie, dan help dit nie. En dan laastens wil ek julle met finansies seën, want ons weet ons het finansies nodig om deur die lewe te gaan. Die Bybel het gesê,
God seën ons met dit. Maar jy sien, die Bybel gee ook vir ons 'n opdrag om ons finansies na die huis van God toe te bring, sodat die kerk kan doen wat die kerk moet doen. My gebed is dat Jesus Christus elkeen van julle in hierdie vertrek so sal seën, dat as jy in 'n vertrek instap, dat hulle die liefde van Jesus aan jou kan voel. Ons lees in die Bybel, daar was 'n vrou gewees, sy het geweet as sy aan Jesus se mantel vat, kan sy genees word. Die Here het vir ons beloof in die Bybel, dat ons meer kan doen as hy. Laat die liefde van Jesus uit jou straal, dat jy nie nodig het om dit te sê nie. Baie dankie vir almal wat hier was. Julle huiswerk vir môre se preek is, bring iemand saam, en ek preek môre op Jeremia 29. Ek hoop ek sien julle. Baie dankie.